Hallo julle, vandag is 'n lekker enetjie. Ek gaan vir julle 'n bietjie 'n full face van Willem Botha se grimering doen. En goed weet ek sien hulle ook wys wat jy moet probeer. Ek dink ook om die beste resultate uit die produkte uit te kry. So ek is baie excited vir hierdie een julle. En ja, soos met enige ander van my laaste onlangse skin preps wat ek nou die meeste van geniet om te doen, gaan ek heel eers ingaan met die Embryolisse se moisturizer room. Hy werk vir my verskriklik mooi op die vel onder grimering. Ek kom agter met enige onderlaag so ver kry ek so mooi base en my vel dit lyk net gesond. So ja, kom ons bring in. Ja, julle is die eerste stap wat ek gaan doen. Ek gaan net hier onderkie in my spieeltjie kyk. Is ek gaan begin om my eyelids te prep. Sodat ek met eyeshadow kan begin en ek gaan gebruik die Willem Botha Beauty se WBB C5. Ekskuus julle, ek moet gewoond raak aan die kamera waar hy sit. So hy is daai enetjie. En ek gaan net terug van een kant elke keer wys. Ek gaan nie al twee kante nie, anders gaan dit 'n baie lang video raak. So wat vir my lekker is van die, ek gaan sommer ingaan met die beauty blendertjie. En ek gaan kom nou net lekker dab oor my ooglid. En dan wat ek aan die een kant doen ek aan die ander kant. Okay, julle, so ek gaan nou ingaan met sy palet. En dit is die kleure like. Ek het hom nou al 'n paar keer gebruik, so ek weet darm nou hoe die pigment is en hoe hy opsit en die kleure wat ek wil gebruik. So, ek gaan eers begin met net 'n base vir my eyeshadow en ek gaan daai enetjie gebruik. Waar wys ek julle nou daar? En dit is die kleur Mallow. So, kom ons gaan in met hom en ek gebruik die Blending Brush Light, daai enetjie. Ek set basies die concealer as ek dit so kan stel. Okay, so ek het net gou my eyebrows gedoen en ek het sommer die kleur Teddy gebruik wat ook in die palet is. Dit is nou daai enetjie. En ek dink ek gaan sommer net met 'n mooi natuurlike 'n warm tipe look vir my oë gaan vandag. So ek gaan dan ingaan met die kleur Tan. Dit is daai ene. Ek gaan hom net lekker pak. Dat hy lekker in my crease is, lekker bo my wenkbrau of wel onder my wenkbrau, sodat hy mooi kan uitsteek wanneer ek my oë oopmaak. En ek gebruik dan nog steeds dieselfde borsel. Okay, en dan gaan ek weer 'n bietjie donkerder gaan, so dan gaan ek in met Latte Love. Dit is daai enetjie. Ek gaan ons 'n bietjie op 'n angle invat na my lash line toe, nie te veel nie. En dan gaan ek hom boontoe blend. En soos julle kan sien, hou ek my borsel nie te hoog vas nie. En ek beweeg hom in ronde bewegings. Dit is net om te help dat mense nie daai harsh line kry of 'n lyntjie kry terwyl jy eyeshadow blend nie. Okay, en dan een van my gunsteling kleure op die palet is definitief hierdie Safari Chic. Dit is so 'n lekker donker warm bruin kleur. So ek gaan dan nou met hom ingaan en ek het nou my borseltjie verander na die pencil brush toe. Daai enetjie. En ek gaan hom basically nou net so 'n lekker pak in die buitehoek van my oog met hom. En ek gaan hom weer eens lekker teenoor my lash line vat en ek gaan net bietjie nader kom met julle net sien. En dan fluff ek hom natuurlik net weer uit. En blend ek hom so klein bietjie by die ander twee kleure in daarbo. Dit is net om daai bietjie definisie in die oog te sit dat jy daai donkerte het. Okay, dan gaan ek terug na die vorige borsel toe wat dan nou die blending brush is, light. En ek gaan hom net daai donkerbruin lekker in smooth met die res van die bruine wat ek opgesit het. Nou ja, toe amper klaar my oogies. Ek gaan nou ingaan met Raven wat daai mooi swart is. En ek gaan weer ingaan met daai pencil brush en ek gaan hom net hier in daai hoekie. Gaan ek die swart liggies pak.
En hom gaan ek nie te veel uitblend nie, want ek wil nou juist, ek sit baie min op my produk op my borsel. En ek gaan hom liggies blend. Ek wil nie 'n streep hê nie, maar ek wil dit ook nie te dramaties hê nie. Dan gaan ek sommer met my vinger met hierdie enetjie in. So ek gaan nou by die kleur ingaan Bali Pipe. Dit is 'n shimmer. En ek gaan sommer op my pinkies uit my naels is bietjie lank om daar by die inner corners te kom. So ek gaan hom nou net hier aan die buitekant sit. En dan gaan ek ingaan met die Marry Me. Dit is daai mooi sagte shimmer fokus. As ek daai enetjie daarbo. Weer eens met my pinkie en ek gaan hom nou bietjie meer na die inner corner toe sit. Dat hy half so mooi fading doen van die ligte shimmers na die mooi goue shimmers toe, soos julle daar kan sien. Dan is ek nou vir eers klaar met die eyeshadow, nog nie heeltemal nie, maar net vir eers. So wat ek nou ingaan is met die onderlaag en dit is die Willem Botha Beauty se Long Lasting Foundation en hierdie is in die kleur F5. Ek dink dit is sy tweede kleur. So ek gaan hom net bietjie skud en ek sien wat hy wys is, jy moet dit op jou hand sit. So ek gaan so 2 pumps op my hand sit waarmee ek gaan begin. En dan vat hy sy foundation brush, dit is nou sy foundation brush hierdie en dit staan ook daar dat 'n mens weet. En hy vat hom dan nou en dan gaan hy sool hom so as ek dit nie mis het nie. Ek kan verkeerd wees. En dan begin hy hom aan die buitekant van die gesig hier opsit. Die kleur is bietjie geel vir my. Maar ek gaan wel concealer opsit aan boord as om bietjie makliker uit te blend in die res van die gesiggie. Maar ja, ek het nou ongelukkig alreeds 2 onderlaag gekoop. Ek sal maar kyk of ek die derde enetjie gaan doen en dan die heel ligste een vat op boord hy bietjie beter op my vel te wees. En dan sit ons hom net so eers aan die buitekant van die gesiggie op met die borseltjie. En soos julle kan sien is 'n lekker full cover. Hy het nou al daai rooiigheid en daai blemishes van my dit nou mooi weggesteek en dan gaan ek net so lekker die nek af omdat die kleur nie 100% reg is nie, wil ek net graag hê ek wil 'n bietjie met my nek inblend. En dan gaan ek net gaan na die ander kant toe. En ek doen basically dieselfde. Ek het nog nie weer 'n nuwe onderlaag opgesit nie en ek gaan net weer aan. Julle moet asseblief geduldig wees met my. Ek is nog nie gewoond aan hierdie kamera storie wat ek vir die kamera moet kyk en met julle praat nie. Mens kyk mos maar gewoonlik vir jouself om te sien of jy goed reg doen. En weer eens lekker in die nek af. So iets. Dit gebeur as jy wil lag en praat en alles op dieselfde tyd doen. So ek gaan nou net die laaste bietjie produk van die hand af. Dit was net 2 pumps gewees, so ver. En hy gaan lekker ver soos julle kan sien. En julle, dit is 'n full cover. So ek gaan nou net die laaste bietjie net lekker inblend na die senter van my gesiggie toe. En as ek voel ek het nou nog nodig, dan sal ek by sit. En dan gaan ons nie tot teenoor onder die oë nie. As jy te veel produk onder jou oë sit, gaan hy definitief begin crease. Want dan gaan lê al die swaar produkte in daai fyn lyntjie. En dit wil mens nie hê nie. Ek dink ek het basies nou alles aan my hand afgebruik. En dan oor die neus. Ek sit nie te veel produk op my neus nie, want my neus separate ongelooflik vinnig. Ek dink is omdat ek so, kom even die haartjies uit van die borsel. Ek dink is omdat ek so maklik sweet en baie olierige T-zone het, wat dit met my gebeur. So ek probeer maar altyd laagste met my neus ingaan. Net om seker te maak ons nie te veel produk op nie. Nou ja, dit lyk nou nog snaaks, maar ons gaan nog concealer en goedjies doen. So dit is dan nou die onderlaag het ek nou op. En dan, ja, wat ek dan nou sien hulle doen, is hulle gaan so 'n bietjie met die beauty blender ook net oor om alles net mooi uit te smooth. Ek dink as van julle kan onthou op my TikTok video, toe ek die eerste donker kleur gekoop het, wat vir heeltemal verkeerd was. Ek dink hierdie een was nog out of stock gewees. Het die onderlaag vir my geseparate. So ek het nou, soos ek sê, die Embryolisse room gebruik onder, niks anders nie. Ek het my gesig gewas, die Embryolisse room opgesit. En sover lyk my base regtig baie mooi. Hy doen nie daai selfde separation as wat hy die vorige keer gedoen het nie.
Okay, so ek het basically daai kleur op my hand klaar gebruik, ek glo so, hè. Dink jy daar kan hy nog afkom nie. Also, alright. Nou moet ons oorgaan na die volgende produk toe. En ek gaan dan nou ingaan, ek dink ek gaan eers met die contouring ingaan, dit is dan nou die Willem Botha se contouring in die kleur liquid contour, daar is net een kleur, ekskuus julle, ek het amper vergeet, daar is net een kleur, en ek gaan dit lekker uitblend met, ek gaan hom 'n bietjie hoër vat, so af, moet nou nie lag nie, trust the process, en ek gaan hom met die beauty blender dan nou blend. En ek gaan dit op beweeg. Ek wil nie my gesig aftrek nie, so ek wil dit nou 'n bietjie opper beweeg. Omdat dit sy produkte is, wil ek graag doen, en jy weet wat hy ook sê op sy videoetjies en wys. Dink is die beste as mens die persoon wat die produk uitgebring het, se raad volg, want dit gee vir jou baie goeie indikasie van wat om te doen en wat om nie te doen nie. Soos jy kan net sien op my gesiggie, hy bring mooi daai skaduwee van my in. So ek gaan dit net aan die ander kant ook doen. Nou ja, toe julle, hulle het ongelukkig nie 'n liquid blush nie, maar daar is powder blush, so ons gaan daarmee inspring nou. So ek gaan nou ingaan met die Willem Botha se concealer, en hierdie is in die kleur C5. Ek moet sê ek gebruik hom nogals redelik baie, ek gryp nogals baie vir hom, selfde met die liquid contouring. Hy is vir my net lekker sag genoeg vir elke dag se gebruik. Nou, ek is nie baie lief vir 'n te dik concealer op my gesig nie, so ek sit net daai kolletjie op en dan blend ek hom op. Verskoon hoe ek my mond trek as ek concealer doen, maar ek wil net seker maak ek kom oralste in. En dan blend ek hom net mooi uit. So daar kan jy sien, hier is my concealer kant en hier is die kant wat nie concealer op het nie. Okay, nou gaan ek bietjie ingaan met die powder contouring. So gewoonlik wat ek sou doen is wanneer ek make-up doen, en hierdie is in die kleur Sculpt, is ek sal eers met 'n setting poeier set, maar ek sien op sy video's wys hy gaan heel eerste in met die contour powder, wat hy nou bo oor die liquid contouring set, en hy gebruik natuurlik sy Willem Botha contour brush, net dat julle kan sien, hy lyk so, en ons gaan hom nou lekker indip, afdab, en dan gaan ons hom nou bo op daai liquid contouring set. So ons gaan nie eers met die setting poeier in nie. So ek wil nou graag dit so probeer soos wat hy dit wys. En dis hoekom ek sê, ek weet ek is 'n make-up artist, maar jy weet, ons kan nog steeds elke dag nuwe goed leer. En almal se produkte is anderste. So ek gaan nou dieselfde aan daai kant ook doen. Ek het nou besluit om so 'n bietjie by my kop bietjie van die contouring op te sit. Dit is 'n lekker warm kleur, so hy gaan eintlik nou net mooi brons. Dis 'n contouring, nee, ja. Baie keer hierdie tipe kleur is meer 'n bronzer. Maar hy sit nou net weer lekker daai bruin of daai warm kleur in die gesiggie terug. En nou het dit so 'n bietjie op die neus gegaan. Let's make this nosy snatchy. En julle, ek het nog glad nie met 'n setting poeier geset nie, hoor. Ek is nog steeds net besig bo op die onderlaag self. So, dan gaan hier 'n bietjie uitblend. There we go. Kyk nou dan, is ek ook 'n bronzy babe. En dan sien ek hy gebruik dieselfde poeiertjie en natuurlik net om daai double chin so 'n bietjie weg te steek. My double chin word daarom nou 'n bietjie minder. Hoopelik een van die dae het ek nie meer in om te wil verbloem nie. So, net dit. Dan het ek al op een van my video's hierdie blush van hom gebruik, die kleur Rosy Cheeks. Ek het wel vir my nou een van sy ander gekry, wat die Perky Peach enetjie is. Fokus op die blush, dat is echt nou enetjie. En Perky Peach. So ek dink, ek gaan die twee bietjie meng vandag. Ek wil sien hoe lyk die twee kleure saam. Ek love die Rosy Cheeks. Ek moet sê, ek gryp nogals gereeld vir hom, soos julle kan sien, hy word lekker gebruik. En dan, hierdie is dan nou die Perky Peach. So ek gaan nou letterlik net by die tweekies ingaan. En ek gaan dit nou net so op die wangetjies. En ek is nou nog steeds besig met die contour brush. Hy is vir my 'n lekker angle as mens blush opsit. So, ek doen dit sommer so. En dan weer eens dieselfde 2 dabs elkene en dan die wangetjies. Nou julle, ek hou van my appeltjies te doen. Jy hoef dit nie te doen nie, maar vir my, ek like dit om my appeltjies te doen. Ek voel dit komplimenteer my gesiggie.
Okay. Okay, dan het ek al op my TikTok hierdie Rose All Day highlighter van hom gebruik. Ek het nou wel vir my die enetjie bygekry. Dit is Glow on the Go. Ek het hom nog nie gebruik nie. Ek dink, kom ons try hom bietjie vandag, want ek het nou al die Rose All Day gebruik. So kom ons doen 'n bietjie hom. En ek dink vir hom gaan ek hierdie borsel gebruik van hom. Dit is die Blending Brush Dark. So dit is eintlik vir die dark, maar okay. Ek gaan hom net so 'n bietjie daarin sit, net dat ek bietjie van daai shimmers optel en ek gaan hom net mooi op daai brou of daai been, daai gesigbeen neer lê, dat ek net daai glow 'n bietjie meer van. Nee, te veel doen nie. Net dat ek as ek beweeg, jy mens net daai mooi skynsel kan kry. So kom ons blend hom nou maar net bietjie. Hy wil nou nie lekker daar gaan sit nie. Maar in 'n geval, die ander ding is wat jy kan doen is, jy kan die kant van jou contour brush vat en dan net so maak. Ek dink ek hou meer van die Rose All Day highlighter, hierdie enetjie. Rose All Day. Dink ek verkies hom meer, hy's vir my, ja. Ek dink as jy nou vir 'n lekker goue look doen, of 'n lekker goue een gaan, sal ek daai enetjie doen. Maar kom ons sit so 'n bietjie van hierdie ene by. Ek love hierdie ene, hy's vir my so mooi, kyk aan. Maar gee net daai bietjie, as jy in die sonnetjie staan en die lig vang jou of wat ook al, net daai bietjie ekstra. Julle, ek is so besig met al die mooi goedjies dat ek vergeet het van die setting poeier, so ek gaan letterlik net 'n klein bietjie op my sponsie van, little tiny bit, en op my hand dust, en net 'n bietjie uitblend, en dan gaan ek dit net onder my oë sit, verskoon my gesigtrekkings, maar ek wil basically net onder my oë set, dat hy net nie crease nie. So dan gaan ek weer ingaan in die poeiertjie, gaan hom weer blend en weer onder die oë sit. En dan net daar by my neusie, waar ek gewoonlik crease, nou 'n bietjie sit en op my geblinkende neusie en my bo-lip natuurlik. En dan gaan ek 'n klein bietjie op my voorkop sit, waar daai foutjies is as mens mos so vreeslik kwaai raak in die verkeer. As iemand mos nou so ongewetend voor jou indruk en nie kan wegkom nie, jy weet. So as dan net gou daai plotjies wegsteek, dat mense wat verby ons ry dit nie kan sien nie. So dan gaan ek net gou so vinnig bietjie deur alles net so 'n bietjie uitsmooth. Die Willem het ongelukkig nie 'n setting poeier, 'n setting spray nie. So ek gaan net enetjie van my eie gebruik as ek klaar is. Ja, en dan gaan ek nou gou die oogies klaar maak, julle. Ek gaan hierdie borseltjie van hom gebruik, hierdie enetjie. Dit is die flat eyeliner brush, hy lyk so. En ek gaan dan ingaan met daai Safari Chic, soos ek vir julle gesê het, ek like hom. Dit is my baie mooi kleur. Ek gaan net eers hierbo teen aan my waterlyn sit. Dus julle kan sien, hy is lekker dun hierdie borsel en ek hou van 'n lekker smoke line. Ek het net 'n foutjie hier gemaak, but that's not the end of the world. So net dit. Dan gaan ek vir onder die oogie, gaan ek weer met Safari, kom ons gaan eers met Latte Love in, en ek gaan daai blending brush gebruik, ek het hom so 'n bietjie afgevee, en ek wil hom net hier onder by my lashes sit, net mooi die oogie afrond, ons doen dit aan die ander kant ook, en dan gaan ek weer terug gaan met Safari Chic, net daai bietjie. En ek gaan hom nie so ver vorentoe vat soos met die Latte Love nie. Net om hom daai bietjie donkerte te gee. En aan die ander kant dieselfde. Hulle het nou ongelukkig nie 'n mascara nie, maar ek gaan nou ingaan met die Catrice Glam & Doll Boost Lash Growth Mascara. Dit is my absoluut favorite mascara. Mense kan stry. Ek weet almal het hulle eie smake, maar vir my is hierdie my absoluut favorite. Hy is so mooi, hy kam my haartjies so mooi deur. Hy sit lekker lente in en hy het 'n lash growth serum in. So hy is nou nog goed vir die lashes, ook vir wanneer jy hom dra. En kyk net hoe mooi sag lyk daai lashes vir elke dag. En jy kan nog steeds sien ek het mascara op, maar dit is nie too overwhelming nie en dit lyk net
Okay, uiteindelik kom ons by die lippies en ek het 'n redelike opsie waarvan ek kan kies. So die kleur wat ek al voorheen gebruik het van hom is die Muse lip liners. Ek gaan hom nou weer gebruik nie. En ek het dan dus ook die Beach Please lipstifie van hom ook gebruik wat so mooi kleur is. So mooi sagte kleur. So ek wonder, ja, ek dink ek gaan eerder met matte ingaan vandag. Ek hou van die kleur. Dat ek julle 'n bietjie kan wys hoe lyk hy. En ja, dan het ek ook hierdie van hulle gekry. Dit is die Willem Botha se Lucious. Hy't so mooi shimmer. Ek gaan nou nie wys vir julle nie. Hy't so mooi shimmer kleur en ek gaan julle nou wys as ek my lippies klaar gedoen het. So vir vandag gaan ek ingaan met die Willem Botha se lip liner in die kleur Icon. Dit is een van hulle mees gewildste kleure en julle gaan ook sien hy's 'n sagte bruinerige warm mauvie mix kleur. Ek love sulke tipe lip liners. Dit is altyd vir my 'n mooi kleur. En ek hou nogal daarvan om so 'n bietjie te overline, maar nie te veel nie. Dit is 'n lekker creamy formule. Jammer vir die stilte, julle. Gewoonlik as mens lippe doen, moet jy stil wees. Ek kan nie soos ander mense graag so hulle lippe doen nie. Hy lippe graag saam. Asai. Okay, my lippies is dan nou geline en reg. Maar ek sit net tussen twee dinge, julle. Ek wil so graag hierdie kleur eintlik vandag op hê. Maar ek wil nou vir julle hierdie inwys. So kom ons gaan met hom. Let's go with this one. So hierdie is die Willem Botha se matte liquid lipstick in die kleur Kiki. Kiki. Kiki la Coco. In elk geval en hy het so lekker wand. En ja, ek sit hom net op. Kyk hoe mooi pas hy by hierdie lip liner, julle. En julle, ek het gister die lipstick aangehad en hy het gehou van 7:00 die oggend tot 1:00 die middag. So dit omtrent om en by 5 ure. Toe begin hy eers afkom. So ek moet sê, ek is beïndruk met die formule. Okay, en dan onthou julle, ek het vir julle gesê van hierdie. So ek gaan net vir julle so 'n klein bietjie opsit, jy net kan sien wat doen hy op die lippies. Dit hy gee so 'n mooi goldish look, wat ek al. Kyk al. So ek like om met so 'n bietjie van hy net so 'n bietjie glossy by te sit. En julle, dan kom ons tot op die einde. Dit is al die produkte wat ek dus dan nou het van Willem Botha en wat ek nou op my gesig gebruik het. So julle kan sien, dit is alles daai. En dit is hoe my gesiggie lyk. Laat weet my in die kommentaar as julle graag meer sulke tipe video's wil sien, waar 'n bietjie meer full face looks vir julle wys. Dit hoef nie alles net een brand te wees nie. Ek wou dit net bitter graag gedoen het. En ja, so far so good. Ek sal like om te sien hoe hy deur die dag. Maar andersins as dit, julle volg my, subscribe op my YouTube kanaal. En ja, ek gaan regtig, ek wil meer video's maak en ek gaan my bes doen om meer video's vir julle te maak. Ek hoop julle hou van hierdie een. Wat lekker is van hierdie look, jy kan hom elke dag doen, jy kan hom elke dag dra, is nie te veel nie. As jy nie shimmers wil hê nie, gebruik die matte kleure wat in die palet is. Dit gaan net so mooi die hele look komplementeer. So ja, 'n lekker dag vir julle. Bye!